vandag se nuus, Graan SA en 'n aantal bedryfsvennote het hierdie week na die Johannesburgse aandelebeurs opgeruk in protes teen die beurs se besluit om na enkele verwysingspunt vir sojaboonpryse terug te keer. 'n Petisie met 965 handtekeninge is tydens die optog aan verteenwoordigers van die JSE oorhandig. Die JSE het intussen besluit om Graan SA se interdik aansoek teen die staking van die meervoudige verwysingspuntmodel teen te staan. Volgens Graan SA se voorsitter Richard Kriege kan die terugkeer na 'n enkele verwysingspunt produsente benadeel, omdat vervoerkoste hoofsaaklik op grond van afstand bereken word. Hy sê dit neem nie plaaslike vraag, aanbod en die werklike beweging van sojabone voldoende in ag nie. Dr. Tobias Dooyer, die organisasie se hoofuitvoerende beampte, sê hulle berekeninge toon dat die verskil tussen die twee metodologieë sowat R696 miljoen kan beloop. Volgens die JSE is die besluit geneem om groter konsekwentheid, eenvoud en voorspelbaarheid te verseker en dat konsultasie met belanghebbendes plaasgevind het. Concerns are growing over the spread of foot and mouth disease after 5 outbreaks were recently confirmed in the Nelson Mandela Bay Metro. Dr. Lungile Jali, Deputy Director of State Veterinary Services in the region, says outbreaks have been confirmed in Bushy Park, KwaNombuhle, Lady Slipper, Motherwell and Rocklands. Daily Maverick reports that additional cases are now under investigation after animals showing symptoms were reported in other areas. The situation is being complicated by stray cattle that continue to roam freely in parts of the metro. Dr. Mark Chimes, veterinary advisor to Milk SA, says controlling animal movement along with large-scale vaccination and strict biosecurity measures are essential to limit the spread of the disease. Dr. Chimes warns that Nelson Mandela Bay is situated close to important dairy production regions, including Kouga and Tsitsikamma. Failure to contain the disease could increase the risk to the dairy industry. Plaaslike sitrusuitvoerders het 'n hupstoot gekry nadat Indië nuwe uitvoervoorwaardes vir Suid-Afrikaanse sitrus goedgekeur het. Die Suid-Afrikaanse Sitruskwekersvereniging en die Departement van Landbou sê die besluit volg na bykans 'n dekade van onderhandelinge. Indië het nou bykomende behandeling opsies vir vrugtevlee op vars Suid-Afrikaanse sitrus goedgekeur. Volgens die minister van Landbou Willie Oukamp is dit goeie nuus vir plaaslike produsente en wys dit hoe tegnologie kan help om nuwe markgeleenthede vir Suid-Afrika se landbousektor oop te maak. Suid-Afrika voer reeds sitrus na Indië uit, maar die nuwe behandelingsopsies sal die gehalte van vrugte in die mark verbeter en groter logistieke buigsaamheid bied. Dr. Boitshoko Ntsabele, uitvoerende hoof van die vereniging, sê Indië bied groot groeipotensiaal vir die plaaslike bedryf. Ntsabele sê aandag moet nou verskuif na die hoë invoertariewe van ongeveer 25 tot 30%, wat steeds op Suid-Afrikaanse sitrus van toepassing is. Hy sê verbeterde marktoegang en meer mededingende tariewe sal help om Suid-Afrika se teenwoordigheid in die Indiese mark verder uit te brei en om die langtermyn groei van die sitrusbedryf te ondersteun. The Bureau for Food and Agricultural Policy, BFAP, said South Africa's agricultural sector has grown by an average of about 3% a year since 2012. According to BFAP, that is significantly stronger than the broader economy, which grew by less than 1% a year over the same period. The organization released its 2026 baseline report, which also includes a long-term outlook to 2050. The report shows the agricultural sector has improved productivity, expanded its trade surplus, and continued to supply affordable food despite a range of local and international challenges. The report also highlights several short-term risks facing the sector. These include animal disease outbreaks, rising input costs, poor port performance,
and the potential impact of El Niño weather conditions. Dr. Tracy Davids, Executive Director of BFAP, says further growth will depend on policy reform, continued investments, and collaboration across the agricultural value chain. According to a report by the United States Department of Agriculture, South Africa produced almost 39,000 tons of blueberries during the 2025-26 marketing season. This is significantly higher than the 3,000 tons produced in 2014 and 15. Domestic consumption is gradually increasing, although most of South Africa's blueberry crop is still destined for export markets. The European Union and United Kingdom remains among the industry's most important export destinations. According to the report, the Western Cape produces around 60% of South Africa's blueberries, followed by Limpopo, the Northern Cape and Gauteng. The different climate regions make it possible to produce blueberries for much of the year, with the harvest season usually running from May to December. Die Suid-Afrikaanse appel- en peerbedryf voltooi tans die laaste skof van vanjaar se Pink Lady verpakkingsseisoen, met 'n sterk fokus op uitvoere na Europa en die Verenigde Koninkryk. Frederik Odendaal, bestuurder van Growers Direct by Ceres Fruit Growers, sê die bedryf se aandag sal nou verskuif na crisp red appels, terwyl Fuji's steeds vir die Verre Ooste verpak word. Die fokus sal ook toenemend op rooi en golden delicious appels val. Volgens Odendaal bly gala appels een van die bedryf se veiligste kultivars, omdat dit bykans oral bemark kan word. Produsente probeer egter om die verpakking van gala appels voor week 32 af te handel, om mededinging met die nuwe noordelike halfrondseisoen te vermy. Odendaal het aan Fresh Plaza gesê die bedryf verwelkom ook die afskaffing van die 10% invoertarief op Suid-Afrikaanse appels en pere na China. Hy sê hoewel China heelwat appels produseer, is verbruikers daar steeds bereid om 'n premie te betaal vir spesifieke kultivars, groottes en gehalte. Intussen bly die konflik in die Midde-Ooste 'n uitdaging. Vrugte word steeds daarheen uitgevoer, maar alternatiewe roetes, geld en kostes is aansienlik hoër as voorheen. Die Midde-Ooste bly 'n belangrike mark vir Suid-Afrikaanse somerpere. Die Nasionale Wolkwekersvereniging en die Universiteit van die Vrystaat se Fakulteit van Landbou het 'n nuwe beursfonds bekendgestel. Die inspirasie vir die fonds is die verhaal van Rico die skaap. Dan Kriek, hoofbestuurder van die vereniging, sê Rico het vir 7 jaar alleen in die Moordenaars Karoo oorleef nadat hy van sy trop geskei is. Hy is eendag langs 'n lyndraad gevind en na Neil en Maritjie Brink se plaas geneem, waar hy versorg en geskeer is. Sy vag van 30,7 kg wol is 'n Suid-Afrikaanse rekord. Die Brinks wou egter hê Rico se verhaal moet 'n blywende verskil maak, en dit het gelei tot die stigting van die Rico Beursfonds in samewerking met die Universiteit van die Vrystaat. Professor Johan van die Kerk en professor J.W. Swanepoel van die Universiteit se Fakulteit van Landbou was betrokke by die totstandbringing van die fonds. Die universiteit het reeds 8 volbeurse vir meestersgrade in volhoubare landbou aan die fonds toegewys. 2 voorgraadse beurse word ook beskikbaar gestel aan leerders uit die Karoo en ander wolproduserende gebiede. Die publiek kan finansiëel tot die fonds bydra. En die Beefmaster groep het bekendgemaak dat aansoeke vir sy 2027 landboubeursprogram vir finale jaar studente nou oop is. Die beurse is beskikbaar vir studente wat BSc grade in landbou met landbouekonomie of veekunde as hoofvak studeer, as ook studente wat 'n BA landbougraad met diereproduksie as hoofvak studeer. Die beurse dek studiefooie, verblyf en handboeke. Meer as 20 studente het reeds sedert die ontstaan van die programbeurse ontvang, met sommige wat daarna dadelik loopbane in die beesvleisbedryf en die breër landbousektor
gevolg het. Cindy Ngoong, die Beefmaster Groep se menslike hulpbronbestuurder, sê die landboubedryf benodig geskoolde mense wat tot die sektor se groei kan bydra. Aansoeke sluit op 31 Augustus. Studente wat belangstel kan die groep se webwerf besoek vir meer inligting. Dis dan die einde van vandag se nuus.